Sporttyd hier op Goeiemôre, Good Morning. Is jy al ooit so hard geklap dat jou ore tuit? Wel, ons volgende gas het daarvan 'n loopbaan gemaak om mense presies net so hard by te kom. Dani Pitbull van Heerden is vandag hier om ons meer te vertel oor die intense wêreld van professionele klapvegtery, oftewel professional slap fighting. Dani, ek wil daar net eers jou handskud en sê, ek gaan nie met jou beklei nie, so jy hoef nie vir my te klap nie, hoor. Is dit alright met jou? Ek wil nou net sê, ons het reeds hier so op tafel. Ons het al reeds 'n ronde tafel. Daarom bietjie groter as wat hy moet wees. Ek gaan nou hierdie onderhoud begin met iets wat ek nog nooit op julle gevra het in 42 jaar nie. Wat weeg jy? 182 kilogram. Oei. 400 pond vir die Amerikaners. Ek wou net sê, ja. Kom ons begin voor. Jy het 'n lang loopbaan in boks en 'n hele lot van die ander sogenaamde cage fighting en selfs van die Asiatiese of Oosterse sporte. Waar het dit alles begin? Glo dit of nie, my pa sou in 1981 vir Pierre Coetzee geboks het vir die SA titel. Ja. En ons was almal gecoach in combat sports. Ek het 2009 professioneel gedraai in martial arts. Ek het die 2016 wêreldkampioen geword met heavyweight. Vanaf het ek oorbeweeg boksing toe. Ek was 5de op die ranglys in boks, swaargewig. Ek is aan die 4de Muay Thai, ben ek al boksing lisensie gekry due to COVID, nooit deelgeneem nie. Ek het strongman deelgeneem. Een los in K1, een win in K1 en nou die slap fight 2023, so dit is nou wat ek doen. Ek wil jou vra, en as ek het al daarna gekyk, jy mens moet verskriklik sterk staan, nie waar nie? Verduidelik vir ons hoe daai alles saamwerk, want as jy beweeg, dan is daar 'n vel. Korrek. So, ek kan nou nie staan nie, maar hoe dit gaan werk. Jy het 'n boks waar jy in staan. Ja. So jou voete moet plat wees, gelyk wees met mekaar. So, as jy nou sou klap, jy kan nie rotate soos 'n bokser 'n hoek sou slaan. So, die krag wat vergelyk is met die bokser, ek sal sê boksers is baie meer. My arm moet reguit wees, ek mag nie buig nie, ek mag nie palm strike nie, ek mag nie kap nie, ek moet 3 punte van my hand moet gelyk land. En dit word gemerk. Ja. Dan moet ek onder jou ooglyn land, bo jou kaakbeen. So ek het net jou wang om te klap. Enigiets verby dit is 'n foul of hulle trek punte af. Ja. As ek jou nou nie uitklap in die 3 rondes wat ons elk kry nie, dan gaan dit op die punte. So word jy uit die boks uitgeklap of klap ek skeef en dan kyk hulle wie bepaal dit. Maar meeste van die kere word jy uitgeklap. En daar's kameras wat jy dophou en hoë slow-mo kameras. So is 'n super slow-mo kamera. So ek meen, as jy net klein bietjie beweeg, lyk dit of jy jou hele skouer indruk. So ja, korrek. En dit is baie tegnies. Verduidelik net, jy het gedink toe jy eers begin het, bietjie meer gewig aansit en dit gaan jou help. So ek het begin op 135 kg. En omdat ek kom van vorige combat sports of in jou mind neem jy deel in enige aan 'n normale ou, so om hom uit te klap is maklik, dit is baie vernederend. En soos jy ander met die sport besef jy die tegniek towards it. So, toe dink ek wel hoe swaarder jy word, hoe meer advantage gaan jy of meer plus daar gaan wees. En op hierdie gewig besef jy daar is en dit gaan alles meer oor tegniek. Ek meen jy moet reg land. Jy mag nie jou voete lig nie. Daar's so baie tegniek in die sport, so jy moet dit eers verstaan om dit ordentlik te volg. Ja. As jy sê verstaan, wat was 'n lig wat vir jou aangegaan het wat dit aanbetref? Omdat ek 'n former boksing is, 'n voormalige bokser, jy het 'n habit om jou voet te lig. So as ek my voet lig en ek klap jou uit, word ek gedisqualify en jy wen. So dit is die nadeel van dit. En die geld wat daaraan gaan, obviously dis dollars vergelyk met Suid-Afrika. Dit voel soos 'n cheat in life. As ek dit vergelyk met enige ander boksing betaling, ja. Dis ongelooflik. Ja. Verduidelik vir my gou-gou, hoe werk 'n kompetisie? Moet jy kwalifiseer? Hoe werk daai deel in? So ek is nou al op die ranglys, maar in die begin het ek my CV ingestuur van my vorige sports en my achievements. En dan van daar was jy gekies. Dan begin hulle jou opmatch, soos 'n normale boks bracket. Jy begin 0-0 en dan 1-0. Soos jy wen, soos jy verloor, word jy nou mooi opgematch. En dan kry jy punte. Ek sal nou sê punte nie, is meer soos 'n professionele sport, as jy nou 'n wen het, dan gaan jy teen 'n vorige wenner. Goed. En dan wanneer jy op die ranglys kom, wat ek nou 4de is, ek kan of opbeklei of ek kan afbeklei. Dit hang af wie is beskikbaar daai tyd, ja. En jou teenstanders, wie het jou nou al die hardste geklap van die hele lot? Kelani Wakemelalo. So dit moes 'n 3 ronde klap kompetisie gewees het. Ons het 5 gegaan. So 5. So wat gebeur het daar? Omdat jy brei, so jy maak hierdie muscle sterk. Ja. Sien die kamera jy doen dit. So dan noem hulle dit 'n flinch. Okay. So as ek jou moet klap en jy flinch, moet jy weer geklap. Ek sal nie net flinch nie, ek sal hardloop met jou man.
Ofwel op hierdie gewig kan jy nie meer hardloop nie. So jy moet maar staan. Ek sal okay wees. So, en dieselfde met jou, as jy my klap en ek beweeg, is dit 'n flinch, dan moet ek weer staan. So wat gebeur het daar, ons albei was gekol op flinch en ons moet weer staan. Ek meen, ek het weggeloop met my gesig wat so staan. Oh. So wat dan aangaan in jou mind is jou gesig gaan bars, want jy moet wag vir hom, jy kan nie beweeg nie. So it's all about who's got the in die sport, ja. Hoe maak mens reg vir so iets? Ek dink geestelik, dit kan nie maklik wees om daar te staan in 'n ou so groot soos jy, wat jou slaan en jy weet hoe seer dit is en jy weet wat jy aan hom probeer doen. Hoe kry mens hierdie reg? So, most humbling sport out there. Maar maak nie saak hoe hard jy oefen nie, hoe baie jy eet nie, hoe sterk jou kaakbeen is en. Sodra jou brein jou skedel raak, sê jou liggaam vir jou, safety, ek knock jou uit. So dis 'n liggaam mechanism met ander woorde. So dit kan jy nie garandeer nie. Die nadeel van hierdie is, sê nou maar ons neem deel teen mekaar en jy klap my uit, dan beteken my credentials niks. So dis hoe ek sê, is 'n most humbling sport out there. Mentally 200% mental, want ek meen, jy moet 'n mental mind hê om reg te staan daar en nie te beweeg vir die klap wat ek sien kom nie. So ek moet jou probeer intimideer, net om in jou oë te kyk. Ek moet in jou siel kan kyk en jy moet dit kan sien. So dit is maar die meeste van dit. Dis 'n baie interessante punt dat mens mekaar kan domineer deur net vir mekaar te kan kyk, né? Korrek. En ek meen, hierdie is die eerste sport wat ek kan sien, as jy nou moet staan vir hom en ek moet klap, ek kan sien hoe bang is jy. Ja. Maar die ergste van alles, na my klap, sê nou maar ek het niks gedoen nie, dan verander daai dadelik om en dan kan jy sien, as my beurt. Moeilikheid, Ja. baie moeilikheid. Ek is verskriklik geïnteresseerd in hoe jy oefen. Jy sê jy maak jou kaakbeen sterk. Hoe werk dit? Wel, obviously eet vir my, ek kan dit doen met chappies Kou. So, hoe harder jou kaakbeen is, hoe beter hou dit die impact. Maar sodra jy 'n kaakbeen lig hou, ek kan terugskuif, ek kan uithak, ek kan breek. Ja. Jy oefen soos 'n bodybuilder, met ander woorde, so jy het jou spesifieke spiere wat jy oefen, jou push, jou pull, jou pivot en so aan. So jy's hoe gereeld is jy in die gym? En nou so 3 keer 'n week. Goed. Ja, hang af hoe dit gaan. Ek meen nou die winter 2 keer 'n week. Obviously as jy meer insit, it all comes down to kan jy hou vat of kan jy nie. Want jy kan nie jou brein oefen om nie genoeg te word nie. Dit is maar 'n liggaamsmechanisme, ja. Ek gaan dit in Engels stel. Daar's G-forces hier ter sprake, né? Want dis massief. Die force wat kom is bloot net massief. So ek klap die hardste in my gewig. So as ek sê my Hoe gewig. weet ons dit net so te loop? So jy word op 'n stats op 'n power per square inch gemeet, so op 'n bokse gemeet. So ek klap so 960 pond per square inch. Ja. Maar wat ek op wil neerkom is, as ek nou sê my gewig is 120 kg open weight. So die swaarste ou in die kompetisie is 220 kg. So ek meen as jy fit is en jy staan voor so ou wat jy nou moet klap, you cannot guarantee it. Jy gaan of jy gaan nie. So jy kan hou vat of jy kan nie. Dis wanneer daai ou tydse saying ingekom het van jy kan hou vat of jy kan hom nie vat nie. Laastens, dit gaan oor die knockout, nie waar nie? Dit gaan oor die knockout. Dit is die eerste sport wat enige iemand wat kom kyk, staan so en kyk, jy gaan koop nie drinks nie, jy gaan koop nie kos nie, jy wag vir daai klap en jy wag vir die fisiese pause voor jy loop. En as jy vir die mense wat nou views verstaan, ons is op 30 biljoen views. Dis So die ongelooflik. views is meer as UFC, meer as boxing, meer as NASCAR, meer as alles, want almal wil die knockout sien. Dani, baie dankie vir jou tyd, ou maat. Waardeer dit regtig sterkte. Ons hoop ons sien jou daar heel bo met sommer baie geld in die sak. Wel, die enigste klap wat ek gaan doen is tongklap. Ek dink dit is makliker. Net hierna gesels ons oor die Nampo Oesfees. Bly ingeskakel.